Baie welkom op hierdie reis, op lydenstyd, in lydenstyd, en ons volg Jesus in sy lyding. En in sy lyding kom daar 'n oomblik waar hy 'n vraag aan Judas vra. 'n Oomblik waar hy verloon, verraai, verwerp word. Ons lees saam. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. Die verhaal word vertel van twee vroue wat in die hemel ontmoet. Albei het besef dat hulle maas is en albei wou mekaar se storie weet. Ek sou my seun se plek in die kruis ingeneem het een gesê. O, jy is die ma van Christus, sê die ander ma en val op haar knieë. Die eerste ma soen 'n traan weg en sê, vertel my wie jou seun is, sodat ek ook kan treur saam met jou. Die ma kyk op en sê vir haar, my seun is Judas Iskariot. Judas was nie die eerste of die laaste persoon wat Jesus verraai het nie, net die beroemdste. En die kragtigste boodskap van Jesus se onblusbare liefde, selfs vir en veral vir mense wat hom verraai het, is toe Judas die soldate in die tuin ingelei het en Jesus hom as vriend aanspreek. Die ander disippels het hom verlaat, maar hy was steeds lief vir hulle. Is dit nie so dat ons verwagtinge het oor hoe die Here dinge moet doen en dat dit ons idees oor hoe die lewe werk uitdaag nie? Ons probeer verstaan hoekom en wat die Here doen en kom dikwels op 'n plek van ontnigtering wanneer dinge nie uitwerk soos ons dit sou doen of wou hê nie. En ek dink, dit is moontlik dat Judas mettertyd ontnigter geraak het met Jesus se plan. Dalk as gevolg van wat sy verwagtinge was van die Here se manier om sy koninkryk op aarde te vestig. Judas, soos baie ander Jode, het moontlik 'n politieke leier verwag wat Israel van die Romeine se onderdrukking sou bevry en die nasie tot sy vorige glorie sou herstel. Maar soos Jesus voortgegaan het om 'n geestelike eerder as politieke roeping te leef, het Judas dalk gefrustreerd en teleurgesteld gevoel. Hierdie ontnigtering kon daartoe gelei het dat hy Jesus verraai het. Miskien in 'n poging om Jesus te bedwing om meer beslissend op te tree in ooreenstemming met Judas se verstaan van die profesieë. Die motiewe van ons hart kan ons op gevaarlike paaie neem. En in watter omstandighede klou ek vas aan my eie idees van wat die beste is? Ek wonder, hoe kan jy vandag dit oorgee aan die Here met vertroue en geloof? Judas het ook die motief in sy hart gehad van geld. 'n lewe wat sekuriteit het. Ons sien keer op keer maniere, uitdrukkings, goed wat hy sê, wat ons agterkom, hy het dalk ook op 'n plek gekom wat hy net besef het, hierdie lewe saam met Jesus is nie wat ek gedink het nie, ek soek eintlik meer. Ek soek meer. Ons almal het sulke begeertes, motiewe in ons hart. Ons wil dit net nie altyd erken nie. Maar ons hoef nie soos Judas die pad van verraad te kies nie. Jesus noem ons vriend.
Nu sal dit wees om soos een vriend met 'n ander te deel, presies dit wat in jou hart aangaan. In 'n vriendskapsverhouding is daar vertroue, diep vertroue, veronderstel om te wees. Kan jy Jesus genoeg vertrou om jouself oop te vlek en selfs die moeilike, stikkende dele van jouself met hom te deel? Want hy verlang om daardie dele van jou ook te herstel, te versoen, te vergewe, aan te raak, te transformeer. So jy word genooi vandag om na Jesus jou vriend toe te gaan. Niks diskwalifiseer jou nie. Niks wat jy al gedoen het is te erg vir hom nie. Hy het dit geabsorbeer. Hy het dit geneem op homself op daardie kruis. Jy is genooi om 'n belydenis vandag te maak. Te praat eerlik oor jou gevoelens en emosies. En dalk wil jy dit vandag deur die loop van die dag doen. Paar keer terugkom en goed skryf soos dit by jou opkom. Of dalk wil jy 'n uitgeblokte tyd gebruik om 'n hart-tot-hart gesprek met jou vriend Jesus te hê. Beplan dit, doen dit, praat met hom. Kom ons bid saam. Here, ons vra vir die genade om bewus te raak van ons tekortkominge, daardie goed wat ons self nie eers dadelik raak sien nie. Om dit te erken en te bely, sodat ons u vergifnis ten volle kan ontvang. In Jesus naam. Amen. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En u vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En u vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En u vergifnis